Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis hoofstuk 29. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Genesis hoofstuk 29 vanaf vers 1. Jakob het sy reis voortgesit na die land van die mense in die ooste toe. Hy het onverwags uitgekom by 'n put in die veld waar 3 troppe kleinvee is. Die wagters het die kleinvee by hierdie put laat suip en daar was 'n groot klip op die bek van die put. En wanneer al die veetroppe daar bymekaar is, rol die wagters die klip weg en dan gee hulle vir die vee water. Daarna sit hulle weer die klip terug op sy plek op die bek van die put. Jakob het hulle gevra: "Van waar is julle, my vriende?" Hulle het geantwoord: "Ons is van Haran." Toe vra hy vir hulle: "Ken julle vir Laban uit die geslag van Nahor?" En hulle antwoord: "Ons ken hom." Hy vra hulle toe: "Hoe gaan dit met hom?" En hulle antwoord: "Goed. Hier kom sy dogter Rachel nou net aan by die kleinvee." Toe sê Jakob: "Die son sit nog hoog en is nog nie tyd om die klein van die kraal te jaag nie. Laat hulle suip en vat hulle om te wy." Maar die wagters antwoord: "Ons kan hulle nie laat suip voor al die troppe hier bymekaar is nie. Dan word die klip van die bek van die put afgerol en laat ons die vee suip." En terwyl hy nog met hulle son en praat, kom Rachel daaraan met haar pa se kleinvee. Sy het hulle opgepas. Toe Jakob vir Rachel, die dogter van sy ma se broer Laban, sien met haar pa se kleinvee, Jakob nader gekom en die klip van die put af weggerol en Laban se kleinvee laat suip. Daarna het Jakob vir Rachel gesoen en toe het hy begin huil. En nadat hy vir haar gesê het, hy is familie Rebekka se seun, het sy gehardloop en vir haar pa gaan vertel. En toe hy hoor dat Jakob sy susterskind is, het hy na hom toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Laban het hom na sy huis toe gevat en toe vertel Jakob hom alles. Laban het geantwoord: "Dis reg. Jy is bloedfamilie." Nadat Jakob 'n maand lank by hom gebly het, het Laban vir Jakob gesê: "Jy is vir familie. Maar dit beteken nie dat jy vir my verniet moet werk nie. Sê vir my, wat moet ek jou betaal?" Laban het 2 dogters gehad. Die oudste was Lea en die jongste Rachel. Lea het sagte oë gehad, maar Rachel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. Jakob het haar lief gehad. Hy het vir Laban gesê: "Ek sal 7 jaar vir u werk vir u jongste dogter Rachel." Toe sê Laban: "Goed, ek sal haar liewer met jou laat trou as met enige ander man. Bly hier by my." Jakob het toe 7 jaar gewerk vir Rachel en dit was vir hom soos 'n paar dae, want hy het haar lief gehad. Daarna het hy vir Laban gesê: "Gee my nou my vrou, die tyd is verby, ek wil nou met haar trou." Laban het al die mense van die omgewing bruilof toe genooi, maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring, en hy het met haar gemeenskap gehad. Laban het sy slavin Silpa vir sy dogter Lea as persoonlike slavin saamgegee. Die môre sien Jakob toe, dis al die tyd Lea. Toe vra hy vir Laban: "Wat het u my aangedoen? Het ek nie by u gewerk vir Rachel nie? Waarom het u my bedrieg?" Laban het geantwoord: "By ons is dit nie die gebruik dat 'n mens sy jongste dogter voor die oudste laat trou nie. Wag net hierdie week, dan gee ek die jongste ook vir jou as jy nog 7 jaar by my sal werk." Jakob het ingestem en daardie week gewag. En toe gee Laban sy dogter Rachel vir hom as vrou. Laban het sy slavin Bilha vir sy dogter Rachel as persoonlike slavin saamgegee. Jakob het ook met Rachel gemeenskap gehad. Hy het vir Rachel baie liewer gehad as vir Lea en nog 7 jaar by Laban gewerk. Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee terwyl Rachel kinderloos gebly het. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, want het sy gesê: "Die Here het my smart raak gesien. Nou sal my man my lief hê."
Lea het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie en daarom het hy my hierdie seun gegee. Sy het hom Simeon genoem. Sy het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, te sê sy, na hierdie keer sal my man aan my gebind wees. Ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring, daarom het sy die seun Levi genoem. Sy het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad. Ons lees dit tot sover. Wat het van jou beplanning geword vir die jaar? Het jy gedoen wat jy wou doen? Het jy bereik wat jy wou bereik? Wat het verander? Min dinge laat jy so skuldig voel, so wanneer jy begin herbesin oor daardie nuwejaarsvoorneme wat ons byna 'n jaar terug gemaak het. Byna 'n jaar terug het jy besluit om iets te verander of iets te bereik. Maar selfs al sit jy hier en sê maar, nee, ek het dit ongelukkig nie bereik nie. Was die afgelope jaar nie 'n mors van tyd nie. Almal van ons het in sekere aspekte van ons lewens gegroei. Nuwe verhoudings, nuwe werksgeleenthede, nuwe mikpunte, nuwe uitdagings. En oor 'n paar weke gaan hierdie siklus homself in alle waarskynlikheid net weer herhaal. Nuwejaarsvoorneme, nuwe doelwitte, nuwe mikpunte. En as daar nie daadwerklik iets verander nie, gaan ons in alle waarskynlikheid volgende jaar weer hier vir mekaar staan en kyk en sê, ek het dit nie gemaak nie. Maar die realiteit is, ons is nie alleen in ons beplanning nie. Die oomblik wanneer ons God buite berekening laat in ons doelwitte en mikpunte, dan maak ons onsself oop vir teleurstelling en hartseer. Maar wanneer ons God egter ken en verstaan wie God is en wat God doen, en wat God beloof en wat God beveel, dan begin ons 'n bietjie anders kyk na ons doelwitte. Dan is ons dryfkrag nie ons mikpunte en ons doelwitte nie, maar die eer van God. Daarom moet ons vanoggend ook mekaar in die oë kyk en bely. God se wil strek baie wyer as my en jou voorkeure. God is alwetend. God weet wat en wanneer ons iets nodig het. En daarom soms die vreesaanjaende opdrag. Vertrou God se wil. Reeds vroeg in die Bybelse geskiedenis sien ons hoe God werk saam met die mens. Begin by Adam en Eva en daar word ons reeds bewus gemaak van die belofte van die een wat gebore sal word om die Satan te oorwin. En telkens sien ons in die geskiedenis die verloop van sake en die herinnering en die versekering, dit gaan gebeur. In Genesis 12 lees ons van Abraham en hoe God met hom werksaam is. God sluit 'n verbond met Abraham en beloof dat daar een uit sy nageslag gebore sal word wat die Satan sal oorwin. En vir Abraham was dit moeilik geweest. Hy en sy vrou was reeds albei ervare in lewensjare en daar was byna geen meer moontlikheid vir 'n nageslag. Abraham het by Sara se slaaf Hagar 'n seun gekry, Ismael. Maar God maak dit duidelik, die belofte gaan nie deur Ismael vervul word. Abraham en Sara se hoë ouderdom word Isak gebore. En deur sy lyn word die belofte vervul. Later trou Isak en daar word vir hom ook 2 seuns gebore. Esau, die oudste, en Jakob, die jongste. Maar God se belofte gaan ook nie vervul word deur Esau, die oudste seun nie, maar deur Jakob, die bedrieger, die jongste. En in die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, lees ons so 'n bietjie oor die nageslag van Jakob. Jakob is op reis en hy bereik 'n put. En hier ontmoet hy skaapwagters van Haran en terwyl hy met hulle gesels, sien hy vir Rachel, die dogter van sy oom,
Jakob en Rachel maak kennis en Jakob is saam met haar na haar pa Laban se huis toe. En met die verloop van tyd onderhandel Laban met Jakob en hulle kom ooreen dat Jakob vir hom sal werk vir 7 jaar. Sodat hy met die mooi geboude Rachel kan trou. En die teks sê dit vir ons, dat haar pa se skape opgebou, of haar pa se skape opgepas, sy was mooi gebou. Dit is daarom ook die rede, hoekom hierdie 7 jaar soos 'n paar dae vir Jakob gevoel het. Na die troue kom Jakob egter tot die besef dat sy skoonpa hom bedrieg het. Hy het vir hom Lea gegee. Vir Jakob was dit die verkeerde vrou. Hy het gewerk vir Rachel. Hy was vir Rachel lief. Hy wou met Rachel trou. En in vers 30 sien ons die duidelike onderskeid tussen Rachel en Lea. Selfs nadat Jakob met Lea getrou het, was dit baie duidelik dat Jakob vir Rachel lief gehad het. Meer lief gehad het as vir Lea. Maar God is nie 'n buitestander in hierdie gebeure nie. God is deeglik bewus van die sameloop van omstandighede. God het die ongeregtigheid raak gesien en Rachel kinderloos laat bly. En vir Lea is daar kinders gebore. Reuben, want God het haar smart raak gesien. Simeon, want sy het nie liefde ontvang nie. Levi, wat later die vader van die priestervolk word. In vers 35 lees ons dat daar vir hierdie verkeerde vrou 'n seun gebore word. En daarom prys sy die Here. Juda, hierdie vrou wat nie lief gehad is nie, word geseën met kinders. En spesifiek vanoggend fokus ons op Juda. Deur die geskiedenis sien ons dat Juda die koningslyn is. Dawid word gebore uit die stam van Juda, maar soos dit verder gaan in die geskiedenis, word die groot koning Jesus Christus gebore uit hierdie lyn. Vir Jakob was Lea die verkeerde vrou gewees, maar nie vir God nie. God se verbondsbeloftes word hier in stand gehou. Die beloofde lyn gaan voort deur die verwerpte Lea en die kindjie wat vir haar gebore word. God het geweet dat Jakob bestem was om met Lea te trou. En daarom word selfs die ongeregtigheid van Laban se optrede gebruik om te verseker dat die ouers van Juda, Jakob en Lea by mekaar uitkom. God beheer en hy bestuur die omstandighede juis sodat dit tot vervulling kan kom, want God is alwetend. God is bewus van die verloop van die geskiedenis. Niks is vir hom vreemd of nuwe nuus nie. God het die ongelukkigheid van Jakob gesien. God het die hartseer van Lea gesien. God het die onregverdigheid van Laban gesien. En hoewel dit nie in 'n kitsoplossing uitgesorteer word nie, hou God sy belofte in stand. Die hier en die nou van die mense begeertes beïnvloed nie die groter prentjie van God se verlossingsplan nie. Ons vrede, ons geluk, ons gemak en ons voorkeure is nie die sentrale fokus van God se raadsplan. Want God weet wat die mens nodig het. Geliefdes, daar is 'n groot verskil tussen wat jy wil hê en wat jy nodig het. Dikwels is ons te selfbehep en kortsigtig om hierdie onderskeid te tref. Vir Jakob was dit die geval dat hy vir Rachel wou gehad het. Maar vir die mensdom, vir elke uitverkorene, was dit nodig dat hy met Lea trou. Die verbondslyn is afhanklik van die feit dat Jakob met Lea getrou het. God is deeglik bewus van die mens se nood. God het vanaf die sondeval voorsiening gemaak dat die mens verlos sal word van die sonde. God se soewereiniteit verseker ons dat ons verlossing nie afhanklik is van Jakob se keuse om te trou met Lea nie, maar God wat die saak so beheer
dit die verloop van die saak is. God se verlossing van die mens gaan nie oor die pragtige liefdesverhaal van Jakob en Rachel nie. Maar God se wil wat dit so bestem, dat die mensdom ontvang wat hy nodig het. Die huwelik tussen Jakob en Lea. Geliefdes, ek en jy het nodig vir God om getrou te bly aan sy beloftes. Maar dit is 'n begeerte van die mens, nooit ongeantwoord gelaat sal word nie. God is getrou. Dit is wie God is. Hy is getrou. God se hele wese laat nie enigstens ruimte dat God anders kan wees nie. Dit is onmoontlik vir God om van sy getrouheid te vergeet. God se getrouheid beteken dat die mens nie altyd kry wat jy wil hê nie, maar dat jy verseker kan wees dat God vir jou gee wat jy nodig het. Later in die geskiedenis word daar vir Rachel ook kinders gebore. Josef, wat 'n groot rol gespeel het in die verloop van Israel se geskiedenis, maar hy is nie die verbondslyn. Hy is nie die een oor wie daar geprofeteer word nie. Maar Juda, Lea se kind. En wat maak vir Juda so indrukwekkend? Was nie die oudste nie. Is nie die geliefde seun nie. Hy was nie die seun wat uit Rachel gebore is nie. Daar was niks wat vir Juda bestem het as die vervulling van die verbondslyn. Daar's geen noemenswaardige of indrukwekkende gedagte oor Juda nie. Behalwe God se wil. God het deur Juda verseker dat daar voldoen word aan wat die mens nodig het. Jesus Christus word gebore uit die nageslag van Juda. Geliefdes, ons raak gereeld ongeduldig omdat God nie alles gee wat ons wil hê nie. As ons terugkyk op die jaar wat verby is, dan wonder ons dikwels, maar hoekom nie? Hoekom het God my nie die hele jaar gesond gehou nie? Hoekom het ek nie die punte gekry waarvoor ek gewerk het? Hoekom het God nie vir my daardie kontrak toegestaan, of daardie bevordering gegee, of daardie verhoging nie? Wanneer dit ons perspektief is ons geneig om oogklappe aan te sit en om mis te kyk wat God wel vir ons gedoen het. Hy het ons steeds gesorg. Hy het ons steeds bewaar. Hy het steeds getrou gebly aan sy liefde en sy beloftes. En daarom moet ons hierdie leiding van die Gees vertrou, dat God se wil geskied. En dat Paulus in Romeine 8 ons troos, dat God werklik alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dit beteken nie net voorspoed, dat alles aan goed gaan nie. Maar dat selfs in daardie oomblikke waar die teëspoed ons tref, ons sal besef, God laat ons nie in die steek nie. Geliefdes, neem in gedagte dat jou lyding en swaar kry nooit kan opweeg teen die lyding van Christus nie. Hy het deur sy lyding volkome voldoen aan al God se verbondsbeloftes. In die tuin van Getsemane het Christus gebid dat die lydingsbeker moet verbygaan. En daar het God weer eens laat gebeur wat nodig is en nie noodwendig wat die begeerte was nie. Psalm 127 erken ons dat as God nie die huis bou nie, dan bou ons te vergeefs. Laat God se wil sentraal staan in jou beplanning. Ons is afhanklik van God se wil. En daarom word ons geroep om gehoorsaam te wees deur God se wil te soek en te doen. God se wil is nie noodwendig wat jy wil hê nie. Maar tog moet ons God se wil vertrou. God se wil is tot beswil van die wat hom dien. En geliefdes, ons kan dit nie altyd verstaan nie. Maar ons kan verseker wees dat daar 'n tyd sal aanbreek wanneer ons dit wel volkome sal begryp.
Geliefdes, kom ons vat saam. Jy het dalk nie bereik wat jy wou bereik nie. Jy het dalk nie gedoen wat jy wou doen. Maar die troos, God se wil het nog steeds geskied. God was nie weg of afwesig of kwaadwillig nie. Sy getrouheid was steeds deurlopend sigbaar. En wanneer die Gees ons harte oopmaak, dan gaan ons ook oop om dit raak te sien. Dan kyk ons terug en kyk hoe goed was die Here vir ons gewees. Daarom kan ons ook die nuwe jaar aanpak. Die troos dat God se wil geskied. Ons hoef nie bang te wees vir die nuwe jaar nie. Ons hoef nooit te voel dat ons dit alleen doen nie. God is alwetend, getrou en genadig. Daarom kan ons sy wil soek, sy wil doen en verseker wees van sy sorg. Amen. Kom ons bid saam. Ons getroue God en Hemelse Vader, so baie vir ons bid al lank. Ons vra en ons smeek en ons soebat. En dikwels raak ons kwaad en ongeduldig en voel vir ons of U die wortel voor ons neus aan. Maar Here, U is soveel groter as dit. U is alwetend, U is in beheer van alle dinge. Daarom vra ons eerstens, Here, lei ons in ons gebede. Lei ons om reg te bid. Lei ons om volgens U wil te bid. Maar lei ons ook om vrede te vind in U wil. Dat selfs wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons dit beplan nie, dat ons sal vrede en kalmte hê, dat dit volgens U plan is. Maar lei ons ook dat ons nie kortsigtig vaskyk in die aardse en materiële dinge nie. Maar ons gedagtes rig op die hemelse dinge. Dit wat vir ons voorlê, die kosbare verlossing wat daar is in Jesus Christus en die vrug daarvan, naamlik die ewige lewe. Gee vir ons vrede. Vrede by U wil, vrede in U wil. Ons vra dat U ons sal vergewe waar ons soveel kere selfsugtig bid. Waar ons eie wil so dikwels voor U wil stel. En dan wil ons vir U kwaad wees wanneer dit nie uitwerk nie. Maak ons nederig gehoorsaam. Dankbaar en oorvloed. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die grootste geskenk wat die mensdom ooit mag nodig kry. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid.
Min mense verstaan so goed wat dit is wanneer die Here nie voldoen aan jou wil nie. Aan die einde van Habakuk 3 skryf die profeet die kosbare gebed, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste kleinvee, alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God, hy is my hulp en hy gee my krag. Hy laat my loop waar rats die ribbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Kom ons sing dit ook vanoggend saam. Skrifbreiding 14-2, daarna ontvang ons die seën van die Here. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal in jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.